Vanaand wil ek met julle gesels oor 'n boodskap wat die Here op my hart gelê het is jy op die regte stasie ingeskakel. En hierdie laat my dink aan 'n boodskap wat ek jare terug oor gesels het en hoe ons ingestel moet wees om die stem van die Here te hoor. Maar dit is soos 'n radio. As 'n radio nie ingestel is nie, maak hy geluide. En as ons nie ingestel is op ons Here Jesus Christus nie, is daar geluide wat kom pla, wat grrie in jou kop. En ek wil eers open met 'n gebed. Kom ons buig ons hoofde en ons open met 'n gebed. Here my God, ons kom vanaand voor die troon in die naam van Jesus. Ons kom nie net vanaand om te luister nie, ons kom om te hoor. Here, baie keer praat U, maar ons is ingestel op die verkeerde frekwensie, geraas van die wêreld, die geraas van seer, die geraas van vrees, die geraas van twyfel. Maar ons bid vanaand, stel ons harte in op U stem. Here, verwyder elke steurnis waar daar is, verwyder elke verwarring, verwyder elke verkeerde stem, verwyder die leuen van die vyand. Praat U vanaand, Here, praat diep in ons harte, praat herstel, bring hoop, bring rigting, bring lewe. Heilige Gees, neem beheer oor hierdie woord. Laat hierdie nie net 'n boodskap wees nie, maar 'n ontmoeting met God. Ons gee U al die eer en al die lof in die naam van ons Here Jesus alleen. Amen en amen. Nou, ek dink aan die radio, soos ek gesê het aan die begin, is daai radio word hy gestel. En hy word gestel en elke stasie probeer deurkom, maar jy kry nie die stasie ingestel nie, want daar steurings die hele tyd, en jy moet so mooi ingestel wees om suiwer te hoor wat daar vir jou gesê word. So is dit met die Here. Jy wil sy stem hoor, jy wil hom hoor, maar jy's nie ingestel op die regte frekwensie nie. En dan as dat iewes skielik deurkom, jy sien die frekwensie het uitgewerk, dan is dit amazing om te besef, luister jy, ek is ingeskakel, ek het deurgekom na die frekwensie toe, ek is in op die stasie, en dan begin dinge verander. En dis hoe God werk. God praat met ons, hy wil hê ons moet ingestel wees, maar ons is nie altyd ingestel op die regte stasie nie. As ons kyk na Jesaja 30 vers 21, en jou ore sal 'n woord agter jou hoor wat sê, dit is die weg, wandel daarop, wanneer jy regs of wanneer jy links wil draai. Hy sê vir jou, daai frekwensie, as hy ingestel is, daai stasie is ingestel, dan praat God met jou, God wil jou lei, God wil jou wys, hy wil vir jou sê, wat is die pad? Maar wat belangrik is, jy moet ingestel wees, jou Bybel moet reg wees, jy moet reg wees. Die probleem is, as ons op die verkeerde frekwensies ingestel is, baie mense is ingestel op vrees, hulle is ingestel op mense se opinies, hulle is ingestel op negativiteit, hulle is ingestel op wêreldse geraas, hulle hoor nie God nie, want hulle is op die verkeerde frekwensie. En dit is waar baie van ons onsself baie keer bevind, is daai vyandse geraas wat hier in jou ore kom maak, en vir jou sê, jy is nie goed genoeg nie, jy gaan nie regkom nie, God het jou vergeet, dit is verby, daar's nie hoop nie. Maar hoor my vandag, as jy God se stem hoor, verander alles. God se stem bring vrede, God se stem bring rigting, God se stem bring herstel, hy bring wysheid, hy bring troos, hy bring lewe. Amen. Hy bring lewe. Johannes 10 vers 27, my skape luister na my stem, ek ken hulle en hulle volg my. Hy sê dit daar vir jou, my skape luister na my stem. So as jy ingestel is op daai frekwensie, en jy gaan Vader se stem kan hoor, gaan jy weet waaraan toe om te beweeg. Let op. Hy sê nie, my skape hoor baie stemme nie. Nêrens staan dit nie. Hy sê, my skape ken my stem. So ons moet ons Vader se stem ken. Dit laat my dink aan die storie van die radio in die storm. Daar was 'n man wat in die veld verdwaal het en dit het donker geword, die wind het begin waai, die storm het begin opkom. En hy het 'n klein radio by hom gehad en die reddingsspan het gesê, ons gaan op 'n spesifieke frekwensie uitsaai.
Maar die storm het geraas gemaak. Daar was geraas op geraas op geraas en toe skielik hoor hy, ons is naby, bly waar jy is, ons kom vir jou. Hoor mooi, hy sê, bly daar waar jy is, ons kom vir jou. Hy het nie beweeg nie, hy het nie paniekerig geraak nie, hy het geluister, want hy was ingestel op die regte stasie. En luister mooi, God praat ook so met jou in jou storm. Hy praat so met elkeen van ons in ons storm. Hy sê vir jou, bly staan, kom na my toe. Ek het 'n plan vir jou lewe. Jy moet ingestel wees. En hoeveel van ons is werklik ingestel? God het 'n plan vir jou lewe. In Jeremia 29 vers 11, want ek weet wat 'n gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om vir julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Hoor mooi, 'n hoopvolle toekoms. God het nie net jou lewe vernietig nie. Hy het nie net hy het dit vir jou nuut gemaak. Hy het nie jou pad vergeet nie. Hy het nie jou naam uitgevee nie. Want God het 'n plan vir jou. En as gevolg van dit wat jy jou doen en laat is, het gemaak dat jy wegdwaal, dat jou stasie nie mooi ingestel is nie. En dit het veroorsaak dat jy nie God se stem kan hoor nie. Want God het 'n plan met elkeen van ons. Met elkeen van ons is daar 'n plan. Jou plan is nie uitgevee nie. Hoor mooi, daar's 'n plan vir jou lewe. En dan is baie van ons, hoor ons nie daardie plan nie. Ons hoor nie die stasie nie, want ons het te seer in ons lewe. Ons is te bang. Ons is vol van homself. Ons is vol van die wêreldse dinge. Ons is vol van al die haat en die nait en die bitterheid. Ons is vol daarvan. Maar God wil met jou praat. Jy moet ingeskakel wees op die regte frekwensie. Daar moet stilte wees, sodat jy sy stem kan hoor. God praat slegs in stilte. In Psalm 46 vers 11 sê dit, wees stil en weet dat ek God is. Wees stil. Wees stil. Wees stil. Wanneer jy stil raak, hoor jy God se stem. Wanneer jy reg ingestel is, kry jy vrede in die chaos. Hoor mooi, as jy reg ingestel is, kry jy vrede in die chaos. Jy kry rigting waar daar verwarring was. Jy kry hoop waar daar donkerte was. Jy kry geloof waar daar vrees was. Nou, God se frekwensie, as jy ingeskakel is, verander dit jou hart. Dit verander jou hart totaal en al. Die oomblik wat jy oorgee en jy is ingeskakel, verander jou hart. Hy sê, kom terug. My kind, kom terug. Kom nader. Kom luister. Kom volg my. Kom vertrou my. God wil vir jou rigting gee. Hy hou sy arms uit vir jou. Al wat jy moet doen is sê, Here, hier is ek daag op. Ek het my frekwensie ingestel. Ek is daar om te luister. Jesaja 18:55 vers 8, want my gedagtes is nie julle gedagtes nie. Hoor mooi, my gedagtes is nie julle gedagtes nie. God sien verder as jy. God weet meer as wat jy weet. God lei beter as wat jy doen. En die belangrike vraag is vanaand, is jy werklik ingestel op God? Of op die wêreld? Luister jy na God, of volg jy die wêreld? Waar is jy besig? Waar is jy ingeskakel? Waar is jy ingeskakel? Luister jy na mense? Is jou emosies besig om alles te override, om oor alles deur te hardloop? Jou emosies is te veel en jy weet nie wat ter kant toe nie. Dan kom daai overthinking en al daai dinge in jou lewe in. Maar ek wil vir jou sê, om regtig waar God se frekwensie, om op sy frekwensie te kom, is daar 'n paar dinge wat jy moet doen. Jy moet stil word voor God. Jy moet die woord van God lees. Jy moet bid.
Verwyder alle negatiewe stemme. As daar 'n negatiewe woord na jou kant toe kom, sny hom af in die naam van Jesus. Dadelik, moenie negativiteit vat nie. Luister na die Heilige Gees. Wees ingestel op die Heilige Gees. Vertrou God se plan met jou lewe, want elkeen van ons het God mee 'n plan met ons lewe. Ons moet hom net vertrou. En wanneer jy dit doen, hoor jy outomaties God se stem baie duideliker as ooit van tevore. En vanaand wil God vir jou sê, jy het nie verdwaal nie. Hy het jou nie vergeet nie. Hy sien jou trane. Hy ken jou pyn. Hy weet die stryd wat jy besig is om deur te gaan. Maar hy sê vir jou, kom my kind, kom. Ek wil jou hier by my hê. Ek stel jou in my hart in. Ek lei jou weer. Ek gaan jou hoor. Ek gaan jou sien. Ek gaan ervaar. Jy gaan my ervaar. My plan is vir jou om staande te bly, om nie te gaan lê nie. Mensies, daar kom dinge op 'n mens se pad, wat jy nie weet of jy kom of gaan nie. Jy weet nie wat 'n kant toe om te gaan nie, want dit kom na die een, na die ander, en dit hou nie op nie. Maar ons is so geneig om te sê, ja, maar daai een, was ons werklik ingestel op die regte frekwensie? Is ons ingestel op die regte plek? Gaan luister 'n bietjie, gaan dink 'n bietjie na hieroor. Op watse frekwensie is jy ingestel? Ek weet in vandag se dae het ons nie meer die radio's wat ons draai nie, ons druk net 'n knoppie en hy kom in op die regte frekwensie. Maar dink net aan jouself, as jy net jou oë toemaak en jy sit en dink aan daai radio wat jy moet stel, wat jy moet hoor, en hy kom al hoe nader en al hoe nader. Die oomblik moet jy hom so fyn ingestel hê om te kan hoor, en so moet ons fyn ingestel wees. Ons moet in die regte frekwensie wees om God se stem te kan hoor, om te hoor wat hy vir ons wil sê, om te weet, daai pad wat ons geloop het, maak nie saak wie wat vir ons kom sê het nie, maak nie saak wat is gedoen nie. Jy het 'n kans op 'n nuwe lewe, jy het 'n kans om oor te begin. Die finale fluitjie het nog nie geblaas nie, jy kan nog regmaak. Jy kan nog ingeskakel word op die regte kanaal. Amen. Nou God praat nog, God lei nog, God roep ons nog. En die vraag is jy reg? Is jy reg? Dis my boodskap vir julle. Ek wil nie baie meer sê nie. Ek wil nie meer wegvat of nog bysit nie. Al wat ek vir julle wil sê, is jy regtig ingestel op God se frekwensie? Dit waarmee jy besig is dit die regte ding? Is dit wat God wil hê jy moet wees? Is dit waar jy moet wees? Of is daai frekwensie van jou vol steurings? Of hoor jy God se stem duidelik? Kom ons buig ons hoofde en ons bid saam. Here Jesus, ek kom vanaand en ek bring elke liewe persoon wat luister. Here, elkeen wat hier is vanaand, ons erken vanaand, baie van ons is op die verkeerde stemme ingestel gewees. Ons het geluister na vrees, ons het geluister na twyfel, ons het geluister na mense. Here, ons het mense se opinies gevat bo dit wat U sê, Here. Maar laat ons vanaand reg kies om U stem te hoor, om weer ingeskakel te wees in die regte frekwensie, om U stem alleen te kan hoor. Here, stel ons harte in, verwyder elke steurnis wat daar is, Here. Verwyder alle geraas, verwyder elke leuen wat gekom het om te steel, te slag en te verwoes. Praat weer met ons, lei ons lewe, herstel weer ons rigting, Here, help ons om U plan wat U het uit te leef, en dat ons ingeskakel is om U plan te hoor en te aktiveer. Ons glo en ons weet dat U elke dag met ons praat. Ons glo en ons weet dat U ons wil lei. Ons dankie dat U ons nie vergeet het nie, Here, dat ons elkeen hier is vanaand, om weer eens te kan hoor, om weer eens 'n boodskap mee te gaan sit en te kan luister, en waar ons saam syn het, Here. Baie, baie dankie daarvoor. Here, dankie dat U ons naam ken. Dankie dat U ons pad vir ons gelyk maak, Here. Daar waar daar baie keer obstakels kom, Here, waar U ons beskerm, ek vra dat U engele vooruit vir ons sal stuur, om ons te beskerm waar ons ook al gaan. Here,
help ons dat ons onsself op die regte frekwensie ingeskakel hou, Here, dat die frekwensie nie afgaan nie, dat dit nie weggaan nie, Here, dat ons sterk sal staande bly, Here, en ek wil U loof en ek wil U prys en ek wil vir U dankie sê, Here, en ek bring al die mensies wat siek is, Here, dit was vir my vanoggend om te hoor hoeveel mense siek is en hoeveel hoes en hoeveel daar lê, Here, vra ek dat U elke liewe persoon wat nou tans siek is, sal aanraak met die vuur van die soete Heilige Gees. Here, bring herstel. Here, daar waar mensies is wat glad nie mediese fonds het nie, Here, dat daar vir hulle 'n pad sal maak, Here, dat daar, as hulle by die klinieke aankom, by die hospitale aankom, Here, dat U vir hulle 'n weg sal maak, dat U vir die dokters en vir die verpleegpersoneel, vir die mense daar, wys dat hulle die mense met respek moet behandel en daar wees vir hulle, Here, dat elke persoon geduld gebruik vir die mensies wat siek is, Here. Here, en ek wil vir U vra dat U elke een beskerm, daar waar hulle tans is, mensies wat alleenig is, mense wat by plekke is waar daar nie krag is nie, waar daar niks is nie, Here, hulle is net onder 'n tent, Here, vra ek dat U hulle sal behoed en sal bewaar, Here, dat U daar waar die mense op die strate is, ook sal na kyk, Here, dat daar 'n engel vir hulle gestuur word, Here, dat hulle pad vir hulle reggemaak sal word, Here, dat hulle sal besluit om op die regte frekwensie te wees, Vader. Here, baie dankie. Dankie vir al die goedheid en al die guns, vir alles wat U vir ons doen. En ek bid dit in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen en amen en amen. Dit is my woord vir julle. Ekskuus, ek sien nou eers hier kom boodskappe deur. Pastoor Piet, goeienaand, baie welkom. Juliet, baie welkom. Ekskuus, ek sien nou eers die goed het hier begin opkom. Maar nou staan hy weer stil. Daar gaan hy weer. Kom ons kyk wat het Pastoor Teddy gesê. Naand almal, al my mooi mensies. Amen, want God is saam met ons. Daar gaan hy nou weer verby. Okay, hy wil nou nie weer werk nie. Daar gaan hy nou weer. Daar staan hy nou weer stil. Maar dit maak nie saak nie, maar baie dankie vir elkeen wat ingeskakel is. Ons is weer terug met ons dienste, Sondagoggend, by Love Upon Grace, 9 uur, 10 uur by FGHL Ministries in Grootvlei. Kom by die kerk uit, laat ons ingeskakel raak, ingestel raak op die regte frekwensie. Ons aanddienste is vir tydelik afgestel totdat almal eers beter is en die weer warmer is. En maar ek wil vir julle dankie sê vir julle tyd wat julle vanaand eenkant toe gesit het om 'n boodskap te kan hoor. Al het ons die kerkie, kan ons nog steeds sê, dank ons die Here dat ons 'n stelsel het wat ons kan help om die woord uit te kry. Ek sit en dink, en vandag het ek met iemand gesels en vertel van hoe die lewe verander het. Maar ek moet vir julle sê, om hier te sit, om te bedien, is nie so lekker om saam met mense te staan en te bedien nie. En mense in die kerk te kan hê nie. Hier sit net ek en ek alleen. Maar as ons 'n samesyn het, van medegelowiges, is dit soveel lekkerder om my drukkies te kry, om liefde te gee, om daar te wees. Maar ek wil vir elkeen van julle sê, mag julle geseënde aand hê. En ons gesels weer gou-gou op die Facebook Live of TikTok en YouTube. Maar mag julle 'n geesgevulde aand hê en mag julle week goed wees. Mag goedheid en guns so agter julle aanloop. Ek het vanoggend vir die mensies gesê by die kerk. As jy so agter jou kyk en jy sien die skade weer, dan moet jy weet dis goedheid en guns wat agter jou aanloop. En dit is wat agter ons gaan aanloop as ons reg ingeskakel is op die regte frekwensie. Dit is wat belangrik is, regte plek ingeskakel. Liefie julle, lekker aand. Tata. Ons kom vandag in Jesus se naam. As een familie staan ons saam. Met harte vol dankbaarheid en lof, bring ons aan God die hoogste eer en roem. Ons is Love Upon Grace, Deur sy liefde gered, deur sy genade gedra. elke dag van ons lewe. Ons is Love Upon Grace,
Jesus is ons fundament. Ons leef vir sy eer alleen. Totdat hy weer kom. Wanneer die storms om ons woed, Gee hy vir ons nuwe moed. wanneer ons val, Lig hy ons op in sy genade. Is daar altyd hoop. ons is love upon grace, Deur sy liefde gered. deur sy genade gedra. Elke dag van ons lewe. Ons is love upon grace, Jesus is ons fundament. Ons leef vir sy eer alleen. Totdat hy weer kom. ons sal die wêreld vertel van Jesus. Ons sal sy lig laat helder skyn. Ons sal die liefde van die Vader dra. Tot elke hart sy genade vind. Ons sal die wêreld vertel van Jesus. Ons sal sy waarheid laat weerklink. Want elke siel is kosbaar vir die Here. En elke knie sal eendag voor hom buig. Ons is love upon grace, Deur sy liefde gered. deur sy genade gedra. Elke dag van ons lewe. Ons is love upon grace, Jesus is ons fundament. ons leef vir sy eer Alleen. Totdat hy weer kom. aan God die Vader al die eer, Aan Jesus Christus. al die lof, aan die Heilige Gees, die aanbidding. Nou en vir ewig meer. Amen, Amen. amen. Waar God se liefde ontmoet en sy genade lewens verander.